Goeiemôre, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Soos jy weet, is dit dan ook al die 3de Sondag wat ons in die kerk eredienste hou. Op die huidige stadium vra ons nie nog om te bespreek as jy wil bywoon, maar soos ons ook weet dat ons dan van vandag 20 September om middernag na vlak 1 beweeg, wat dan ook die reëlings rondom die erediens gaan verander, want ons weet dan ook dat die nuwe regulasies dan ook meer mense in die erediens sal toelaat. Daarom sal ons dan ook die nuwe reëlings rondom die erediens vir u in Telegram, e-pos en op sosiale media vroeg in hierdie week bekend maak. Ek wil dan ook almal wat vandag en gedurende die week verjaar 'n geseënde dag en jaar toewens. Kom ons word stil voor die Here. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Here, mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees. My rots en my verlosser. Amen. Genade en vrede vir julle, vanaf God ons Vader en sy Seun Jesus Christus ons Here, met die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons gaan vandag saam lees uit Matteus 5 vers 21 tot 26. Hierdie gedeelte is deel van die bergrede en deel van die lering van Jesus waar hy leer rondom die 10 gebooie, want natuurlik het Jesus kom sê dat hy nie die wet ongedaan kom maak het nie, maar kom vervul het en dat dit ook vandag nog vir ons geldig is om volgens te leef. So voor ons kyk na Matteus 5 vers 21 tot 26, kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons tot U kan nader. Here, dankie vir die lewende woord wat ons rig en lei op ons lewenspad. Here, dankie vir die woord wat ons help om in 'n verhouding met U te leef en ook met mekaar te leef. Here, dankie vir die woord wat ons help om die groot gebod om U met alles in ons en ons naaste soos onsself ten volle uit te leef. En Here, dankie dat ons gehoorsaam aan die woord kan leef en mag die woorde wat ons spreek vandag aanneemlik vir U wees. En mag die woord wat gespreek word ons dring en roep tot aksie. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus ons Here en Verlosser. Amen. So kom ons lees Matteus 5 vers 21 tot 26 saam. Versoening. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af van die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar vir die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar vir die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir gek is strafbaar vir die Joodse raad of die Sanhedrin. En wie hom uitskel vir idioot is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dat jy daar byval dat jou broer iets teen jou het, dan staan jou gawe daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin het, kom betyds tot 'n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. As jy dus jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer en kom dan terug en bring jou gawe. Iets wat baie van ons al in ons lewens gedoen het, is om 'n ballon vol water te maak. Ek persoonlik hou nogals baie daarvan om dit te kan doen. 'n Mens vat gewoonlik die ballon en plaas die opening van die ballon oor die opening van die kraan en gewoonlik draai 'n mens die kraan liggies oop. Daar is gevalle wat jy die kraan te vinnig oopdraai en die ballon spat weg en kry nie water in nie. Maar vir vandag dink ons daaraan wanneer ons normaalweg 'n ballon bekraan sit en die water stadig begin oopdraai. En gewoonlik wanneer ons dan dink ons het genoeg water in hierdie ballon,
dan sal ons die ballon van die kraan afhaal en 'n knoop maak en dan het ons nou 'n waterballon. Maar wat gebeur is, wanneer water in hierdie ballon inkom, weet ons dat hierdie ballon swel. En dit gebeur baie keer dat ons nie dop hou vir hierdie water wat ingaan nie. Want baie keer, al is dit 'n fyn dun straaltjie, as ons dit los, gaan hierdie ballon groter en groter word. En die eindeinde van hierdie ballon is dan dat hy gaan bars. En wanneer die ballon bars, is alles nat. Gewoonlik is jou klere nat en alles om ons is nat. En hierdie beeld van om 'n ballon vol water te maak, en die water stadig te laat inkom, maar nie dop te hou, dat die water inloop nie, en maak dat die ballon groter word, en swel en bars, laat my baie dink aan om kwaad te word. Laat my baie dink aan om nie woede op te los, en 'n saak op te los tussen mekaar nie. Want te sien, aanvanklik, wanneer ons nie regmaak met iemand wat ons te nagekom het nie, is dit soos die ballon wat vol water word, dit lyk nie of daar veel skade is nie. Maar wanneer ons dit los, bars hierdie ballon en is die skade groot. Soos die water wat oral spat, is hierdie gevolge van onopgeloste kwaad teenoor ander mense sigbaar. Hierdie water wat spat en kom wys op verskeie maniere. Boonbehalwe iemand wat heeltyd kwaad is dit iemand wat negatief is, iemand wat bitter is, iemand wat nie kan vergewe nie, iemand wat negatief is en in alles fout soek. Want in so 'n geval is dit ook nie altyd dat die persoon so was nie, of maar net 'n bitter of kwaad mens is nie. Met woede, met bitterheid en om nie te vergewe nie, en om heeltyd negatief te wees, en om heeltyd te kritiseer het 'n wortel. En meeste van die tyd het hierdie wortel te doen met onopgeloste woede. Het hierdie wortel te doen met waar saak nie reggemaak was nie, die water het bly indrup, en die bom het gebars. Stikkende verhoudings wat dan oral is. Die liggaam van Christus natuurlik onder mekaar wat skade ly. Want die eenheid en die liefde waarna gestreef moet word, is nie daar nie. En dan natuurlik 'n mens self wat in bitterheid en haat leef, kan fisies ongesond word, emosioneel, en dit raak hulle geloofslewe. So daarom kan ons nie maar net as ons kwaad is vir iemand dit los nie. Daarom kan ons nie maar net nie strewe na versoening nie. Want as ons dit los, bars als om ons en is die skade soveel groter. Die boodskap van vandag is dan, maak reg. Hoe baie keer het ons nie aan ons lewens gehoor dat ons moet regmaak nie, en wat Jesus vandag hier vir ons ook sê is, maak reg. Moenie aanhou voortleef in woede teenoor iemand, en in bitterheid en in haat nie, maar gaan maak reg met daardie persoon, moenie dit los nie. Strewe na versoening en vergifnis onder jou naaste. En rondom hierdie boodskap om reg te maak, is daar dan 2 vrae vanoggend. Die eerste vraag is, waarom is versoening so belangrik, en om nie woede te los nie, en om nie kwaad te bly vir iemand nie? En tweedens, hoe doen ek dit? Hoe laat gaan ek hierdie woede, en hoe versoen ek met iemand? So as ons nou kom by die vraag, waarom is dit so belangrik om te werk aan versoening, en om nie kwaad te bly vir iemand nie, kan ons eerstens kom sê, dat dit is deel van die groot gebod. Soos ek reeds sê het, is dat Matteus 5 vers 21 tot 26 is deel van 6 wat hulle noem antiteses, waar Jesus kom praat oor die gebooie, en eintlik 'n dieper betekenis aan hierdie gebooie kom gee. En hierdie gebooie is natuurlik dan deel van die groot gebod, dat jy die Here jou God moet lief hê, met alles in jou, met jou hart, krag en verstand, en jou naaste soos jouself.
En dit is ook een ding van Jesus se bergrede, 'n nuwe lewe in die koninkryk van God, en iemand wat deur God se groot liefde en genade nuut gemaak word gekenmerk deur 'n lewe waar die God met alles in jou en jou naaste soos jouself liefhet. As ons mooi die bergrede gaan lees, dan sien ons ook dat dit baie duidelik in die bergrede vervat word. My liefde vir God en my liefde vir my naaste. En dat die karakter van 'n koninkrykskind deurkom in die beeld van God, wat deur die koninkrykskind, die beeld van Christus, wat deur die koninkrykskind straal, word duidelik sigbaar in liefde vir God en liefde vir my naaste. So wanneer ons kwaad bly en in haat en in bitterheid leef, dan leef ons nie eintlik die groot gebod nie waar nie. So met ander woorde, wanneer ek nie woede teenoor iemand oplos en 'n saak met 'n persoon uitmaak en regmaak nie, dan leef ek nie ten volle in liefde teenoor my naaste nie. So om reg te maak en in versoening te leef is deel van die groot gebod. Is deel van om in liefde te lewe. Verder kom sê Jesus dat wanneer 'n mens nie versoen met iemand anders nie en in woede bly voortleef, is dit net so goed om moord te pleeg. Jesus kom sê in hierdie gedeelte, as hy sê, maar julle het gehoor, dat daar in die ou tyd gesê was, julle mag nie moord pleeg nie. Jesus kom, vat nie die 6de gebod weg nie, maar hy kom brei daarop uit, en hy kom gee diepte aan hierdie gebod. Want oorspronklik is die 6de gebod eintlik net gesien as om nie fisiese lewe intentioneel te neem nie. As om nie fisies iemand dood te maak nie. Jesus kom sê dan dat die 6de gebod is eintlik dan baie meer as om net fisies iemand se lewe te vat. Dat hier gaan om moord te pleeg nie net oor die uiterlike daad van moord nie, maar van waar hierdie uiterlike daad begin, in die hart en in die gedagtes. Dat wanneer jy wraakgedagtes en bitterheid en haat teenoor iemand het, of wens dat iemand doodgaan, is jy eintlik net so goed soos 'n moordenaar. Want dis waar moorde ook begin. En eintlik alle sonde begin daar. Begin by die gedagtes en wat hier binne aangaan. En baie van ons het dalk wraakgedagtes, haatgedagtes, ons haat dalk iemand. Ons gaan dalk nie oor om moord te pleeg nie. Maar Jesus sê, wanneer jy hierdie gedagtes het, is jy eintlik net so goed soos 'n moordenaar. Want haat wat die teenoorgestelde van liefde is, en haat wat afbreek, en liefde wat opbou, en liefde wat sê in Romeine 13, dat die liefde geen kwaad aan iemand aandoen nie. Kom breek haat af, en kom spreek haat dood in die lewe nie, want liefde is veronderstel om lewe te spreek, want God se liefde natuurlik vir ons het lewe, vir ons 'n werklikheid kom maak, en lewe in ons lewens kom spreek. Deur sy liefde kon ons wat dood was as gevolg van ons sondes, weer vir hom lewend gemaak word. So as ons dan kyk na 'n gedeelte daar in 1 Johannes 3 vers 15, dan word daar hiervan gepraat in ander woorde. In Johannes 3 vers 15 sê, elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het. En so Johannes sê, net om jou broer te haat is goed om 'n moordenaar te wees. So met ander woorde, moord lê nie net by fisiese daad van iemand se lewe vat nie, maar dit lê by wanneer ons iemand vervloek, wanneer ons iemand beledig, wanneer ons hulle karakter aanvat, en wanneer ons in haat teenoor hulle optree, of haat teenoor hulle koester, of kwaad bly vir hulle. Want die woede wat hiervan gepraat word, is 'n woede wat bly prut. En as hierdie woede gelos word, word dit 'n vuur wat ongelooflike skade aanrig. Met ander woorde, jy vermoor iemand se karakter. Want Jesus sê, moenie jou broer uitmaak as 'n gek nie, of as 'n idioot nie. Die woord waarmee 'n gek vertaal word is rakaan. Hulle sê is eintlik 'n woord wat moeilik is om te vertaal, maar dit is 'n woord wat hoogs beledigend is. Wanneer jy iemand 'n rakaan noem, beledig jy daardie persoon. Jy vloek daardie persoon op so 'n manier dat jy werklik daardie persoon sleg sê.
In die antieke wêreld weet ons dat 'n naam baie belangrik is. 'n Naam word gekoppel aan jou identiteit en aan jou roeping. So wanneer jy iemand 'n gek of 'n idioot noem, dan val jy daardie persoon se identiteit en roeping aan. Wanneer jy 'n persoon 'n gek of idioot noem, vir al jou medegelowige, val jy die beeld van God, waarvolgens jou broer en suster geskape is aan. En jy beledig eintlik God se beeld in daardie persoon. Jy vermoor daardie persoon se karakter. So wanneer ons in haat bly voortleef, wanneer ons nie regmaak nie strewe na vrede en versoening nie, is ons eintlik soos moordenaars. En ons is eintlik net so strafbaar soos 'n moordenaar wat iemand se lewe neem. Want wanneer ons dan sê ons lewe in die lig en ons het die nuwe lewe in Christus, kan ons nie aan praktyke deelneem wat dood bevorder nie. En kan ons nie gedagtes koester wat dood bevorder nie. Daarom sê die Here, dat God julle denke vernuwe. Verder is, waarom dit belangrik is om aan versoening te werk, is dit raak ons verhouding met die Here. Dit raak nie net ons verhouding met mekaar nie. Want wanneer ek nie werklik vergewe nie, en wanneer ek in haat bly voortleef en nie strewe na versoening nie, kan ek nie God ten volle lief hê soos wat ek moet nie. En kan ek nie ten volle doen wat die Here vir my sê en van my verwag nie. Want om wraak teenoor iemand te koester en om bitterheid en haat en woede te leef, kom maak eintlik afstand ook tussen my en God. Kom raak my aanbiddingslewe. Kom maak dat ek nie God kom aanbid soos wat ek moet nie, want ek het hierdie ding in my lewe. Jesaja sê vir die mense, dat dit weens julle sonde is, dat God julle nie hoor nie. Dit kom veroorsaak 'n muur tussen ons en God, in ons gebedslewe, in ons geloofslewe. Dit kom veroorsaak 'n hindernis in my verhouding met die Here. Daarom is dit belangrik om reg te maak. Daarom is dit belangrik om versoening te bewerk. Want jy sien hoe dit ook ons verhouding met God raak, is ons kan nie verwag God vergewe ons, en ons leef vanuit God se vergifnis, maar ons vergewe nie ander nie. Want hoe dit ons verhouding ook met God raak, God het my kom vergewe, vir my sondes en my kom vryspreek. Dan moet ek mos ook in versoening tot ander mense kan leef. God bewerk versoening tussen my en hom, en daarom moet ek ook kan regmaak met ander. Want jy sien, waarom dit verder dan ook belangrik is om reg te maak, dit het ewige gevolge. Die Here praat hier van Gehenna, van die helse vuur, van iemand wat bly voortleef in sonde, en laat haat en bitterheid hulle lewens kenmerk. So iemand gaan die ewige straf en oordeel van God te wag te wees. Hier word die stappe vergelyk om te praat van reg wat geskied. Eers voor die hof en dan voor die hoogste hof, die Sanhedrin, maar dan ook die helse vuur om te sê, dat die ewigheidsgevolge van iemand wat altyd in bitterheid gaan leef, en nie werklik terugdraai na die Here nie, gaan die ewige gevolge van die helse vuur te wag te wees. Dit het ewigheidsgevolge. Dit is ernstig om reg te maak. En dan laastens is die vraag, hoe doen ons dit? Is dat voor ons kan versoen met ander, moet ons ook ons sonde van haat en bitterheid en onopgeloste woede voor die Here kom bely. Ons skuld vir hom kom bely. Kom herken van hierdie dinge wat in ons hart en gedagtes is wat nie daar moet wees nie. En dit eerlik en opreg vir hom bely en om vra om ons vry te maak daarvan en terug te draai na hom toe. Want deel van skuldbelydenis is om vry te kom, maar dan nie weer terug te val in die ou gewoonte nie, maar in 'n nuwe gewoonte te leef waar woede en haat en bitterheid nie my lewe kenmerk nie, maar liefde, vrede, genade en versoening my lewe kenmerk. En saam met dit om daagliks eintlik vir die Here te kom vra en die Heilige Gees om sy lig te kom laat skyn oor waar daar haat en wraak en bitterheid en onopgeloste sake van ander mense in my lewe is. Die gebed wat ons as Fotum gehoor het,
wat uit Psalm 139 kom, is 'n gebed wat ons elke dag kan bid, wat sê, deurgrond my, o God, met ander woorde, gaan deur elke stukkie van my lewe, deurgrond my hart, kyk hier binne, ondersoek my, en sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Here, gee my die krag om vergifnis te gaan vra, gee my die krag om te vergewe, gee my die krag om te werk aan versoening, en neem hierdie donker kolle van haat en bitterheid uit my lewe uit, en laat dit nie my lewe sal kenmerk nie, maar dat u genade en u liefde my lewe sal kenmerk. Bely dit vir God en vra God om jou te help, want ons kan in versoening met ander leef. Ons kan woede oplos. Want die Here stel ons in staat om dit te doen. Ons hoef dit nie op ons eie kragte te doen nie. Verder, moenie wag nie. Soos 2 weke terug, toe ons gepraat het oor iemand te gesien wat jy te nagekom het, moenie wag om versoening te bewerk teenoor iemand en om te gaan vrede maak nie. Die Here gebruik die beeld van iemand wat kom om te aanbid, wat na die tempel in Jerusalem kom, sy offer, sy gawe bring, en dan agterkom dat sy broer iets teen hom het. En dan sê die Here, laat staan daar die gawe en gemaak reg. Nou moet ons indink, dat Jesus is besig hier om met mense in Galilea te praat. So 3 dae gevat om van Galilea tot in Jerusalem te kom. So wat Jesus hier sê is, jy het 3 dae gevat, jy het jou offerlam, of wat jy kom offer het gekoop, of jy moeite gedoen om het saam met jou te neem. Maar nou kom jy agter, wanneer jy by die altaar is, en voor die priester is, dat jou broer iets teen jou het. Dan sê hy, nou moet jy 3 dae weer terugreis na Galilea toe, regmaak, en dan kan jy weer die 3 dae wat jy gehad het, terugkom en jou offer kom bring en kom aanbid. Want soos ons gehoor het, is dat om nie reg te maak nie, kom raak ons aanbidding. Dit kom raak die integriteit van ons aanbidding. Want om met haat en wrok teenoor ander in die kerk te sit, en te aanbid en in jou daaglikse persoonlike aanbiddingslewe, veroorsaak hierdie hindernis en blok. Maar sê, gaan maak reg, wat Jesus hierdie ekstreme beeld gebruik om te sê, dat dit is dringend, en dan gebruik hy die beeld van 'n hof. Moenie by die hof uitkom nie, maar maak reg voor jy die hof toe gaan. Hier word ook gepraat van nie net gelowiges nie, maar ook teenoor nuwe gelowiges. Sorteer hierdie saak uit. Moenie dat gras onder jou voete groei nie, soos die beeld van die ballon. Moenie dat hierdie water bly drup en bly drup en bly drup nie. Haal daai ballon uit die kraan uit en raak ontslaaf van daai water, voor die ballon bars. So in ander woorde, moenie wag om te versoen nie, of dink môre kan ons dit doen nie, môre kom dalk te laat. Hoeveel mense het nie voor leë grafte of oop grafte al in hulle lewens gestaan, en voor daardie oop graf berou gewees, omdat hulle nie 'n saak wat hulle moes reggemaak het nie. Moenie wag tot dit te laat is nie. En dan laastens, moenie wraak neem nie. En ek gaan hierdie woorde van Romeine 12 laat praat. Romeine 12 vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedsgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor in die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Maar deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat dit oor in die hand van God. Moenie wraak en reg in die eie hande neem nie, maar gaan maak reg. Gaan versoen. Moenie dat wraak en soeke na wraak jou lewe oorneem nie. Maar doen wat God van jou verwag, gaan vergewe. En gaan versoen met daardie persoon. En wanneer jy die persoon is wat verkeerd gedoen het, gaan sê jammer en vra om verskoning. Ja, dit is so dat ons nie in beheer is nie, en dat mense dalk nie dadelik gaan verander of vrede maak nie. Maar ons moet nie ophou om te werk aan versoening nie. Gemaak reg. Moenie dat die ballon bars nie. Wie moet jy vandag bel?
Wie moet jy vandag gaan sien? Met wie moet jy vandag regmaak? Amen. Kom ons bid saam. Here, deurgrond ons harte. Wys ons op die onvergewensgesindheid en die bitterheid in ons lewens en gee ons die krag om te gaan regmaak met hulle wie ons te nagekom het. En gee ons die krag om ook te gaan regmaak met die wat teenoor ons verkeerd opgetree het. En help ons om te werk aan versoening, want U het U self met ons kom versoen. En help ons om in eenheid en liefde met mekaar te lewe en om werklik ons naaste lief te hê. Dankie dat ons dit kan bid in U naam. En Here, dankie dat ons kan vra dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, by ons elkeen sal wees. Amen.